Ons loof U vanaand, Here. En ons dank U vir die vensters van die hemel wat oor ons oop is. En God se goedheid wat oor ons kom. Dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie vir gesondheid. Dankie vir guns en seën in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplek neem. Ek is baie welkom aan professor Moller vanaand weer. Gelukkig is die jaar nou in die gang. So ons is nou volstoom vorentoe. Ons is ook bly om te verneem dat sy vrou uit die hospitaal uit is. En ons vertrou vir volmaakte, volkome herstel. En ons dank die Here ook dat die Here hom genade gee en beskerm, dat hy vanaand saam met ons kan wees. Baie, baie dankie, baie welkom. Dankie weer. Baie dankie en is altyd vir my groot plesier om hier te wees. En dankie vir al die liefde, gebede. Dit is wonderlik om te behoort aan die liggaam van die Here. Nou ons is vanaand besig met die laaste gedeelte oor die hele kwessie van oorwinning oor sonde. En ek dink as ek reg het, moet ons begin by 3.8 wat gaan oor is nie swakheid nie. Nou jy is bewus ons praat oor die hele kwessie van oorwinning oor die vrug van sonde. En ons het al heelwat daaroor gepraat en het vir jou gesê die vrug van sonde kan saamgevat word in 2 woorde, stryd en lyding. En hoe 'n mens stryd en lyding moet hanteer. En dit is so dat ons almal het met stryd en lyding te doen. Ons kan dit nie ontsnap nie. Maar die Here God is met ons en hy gee vir ons wysheid om ook stryd en lyding so in ons lewe aan te wend dat dit ook sin en betekenis kry en ons mense is wat met hoop lewe. Ons word nie wanhoopig nie, want God leef en God is met ons. Nou ons het 12 verskillende dinge daarso in die aantekeninge om vir jou te wys hoe 'n mens stryd en lyding kan oorwin en waartoe dit kan lei. Ons het begin met die hele kwessie van jy kan dit gebruik om die evangelie te bevorder. Ons het baie daaroor gepraat. Dit is ook so dat stryd en lyding innerlike sterkte en krag in 'n mens bring. En ek het laas vir jou gesê, ek gaan vanaand vra, wat beteken innerlike krag en sterkte? En julle almal sal weet. Julle onthou, né? Innerlike krag en sterkte het alles te doen met die feit dat jy bekleë is met die eienskappe van God, die attribute van God. Goedheid, heiligheid, liefde, geregtigheid, al daardie dinge, dat jy daarmee bekleë is, maar baie meer ook as dit, dat hierdie attribute van God ook onveranderlik in jou lewe is, soos dit onveranderlik in God is. God is altyd liefde. Sy liefde is vir ewig. God is altyd geregtigheid. Sy geregtigheid is van geslag tot geslag. God is ewig. God is heilig. God is genadig. En is dit nie fantasties om 'n God te dien wat altyd kan sê ek is wat ek is, nooit verander nie. Dit gee soveel veiligheid en vertroue. En is dit nie wonderlik om 'n mens te ontmoet wat ook innerlik sterk is en ook 'n mens is wat stabiel is,
Altyd, maak nie saak wat gebeur nie. 'n Mens van die liefde, mens van geregtigheid, mens van heiligheid. Dit is innerlike sterkte en krag. En dit kom deur die loutering van stryd, van lyding en van baie dinge, maak God 'n mens innerlik sterk. Jy is ook inspirasie vir ander. Dit dryf jou na God toe. Dit laat jou visie gerig wees op die ewige dinge, beproefde geloof, eenheid met Christus in sy stryd en lyding, en vanaand doen ons die laaste 4. Daar's 12, né? 12 verskillende dinge. En dit is goed dat 'n mens gereeld ook daarna kyk. En ek weet nou nie hoekom dit 12 is nie, maar 12 is nog altyd vir my 'n besondere getal. Dit het maar so uitgewerk, maar jy weet, daar was 12 disippels, 12 stamme van Israel. Openbaring sê die uitverkorenes is 144.000, 12 maal 12, al die gelowiges van die Ou en die Nuwe Testament. En jy weet, ek is getroud op die 12de van die 12de maand. En daar's nog 12 maande in die jaar ook. Ja, so 12 is 'n baie wonderlike en spesiale getal. Maar goed, ons praat vanaand oor die hele kwessie van stryd en lyding by 3.8 is nie swakheid nie. Is nie swakheid nie. Jy weet, 'n mens is in hierdie lewe blootgestel aan baie stryd en lyding as gevolg van die feit dat jy stand neem vir die evangelie van Jesus Christus. Die wêreld het nie baie plek vir 'n mens wat regtig stand neem vir die beginsels van die Bybel en wat die Bybel vir jou voorskryf en wat God vir jou voorskryf nie. En partykeer het jy hierdie belewenis van ek doen wat reg is, ek doen wat die Here van my verwag, en dan word ek verneder, dan word ek afgetakel, ek word uitgestoot uit die groep uit, en ek het stryd en lyding. Maar jy sien wat ek daar vir jou skryf, stryd en lyding ter wille van die evangelie is nie 'n teken van swakheid nie. Dis eerder 'n teken van dat jy regtig die Here vertrou, dat hy 'n God is wat in beheer is, dat hy regeer oor alles, en maak nie saak wat mense sê en wat mense doen, en hoe hulle reageer nie, ek wil aan die kant van God wees. En ek glo dat hy die Almagtige is, dat hy die laaste woord sal spreek, en ek wil weet dat my toekoms verseker is. So is nie 'n teken van swakheid nie, dis eerder 'n teken van ware geloof in die heerskappy van God en in die almag van God. En ek wil hê jy moet net daarop let, dat ek vir jou baie duidelik in die handtekeninge sê dat dit is stryd en lyding ter wille van die evangelie. Dit is ter wille van die evangelie. Stryd en lyding oor die algemeen, en maar net te ly omdat jy swaar kry, is nie noodwendig 'n teken van sterkte en krag nie. 'n Christen is 'n mens wat die groot gebod ernstig opneem, wat die Here sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, nie liewer as jouself nie, soos jouself, en dat selfliefde nie 'n suggestie is nie, maar 'n opdrag van die Here, wat beteken dat jy jouself sal beskerm, en nie sal toelaat dat mense met jou maak wat hulle wil en optree soos hulle wil nie, want jy behoort aan die Here, en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jouself om jou te beskerm. En ons het al gepraat oor Matteus 5 vers 39, jy onthou Matteus 5 vers 39, wat 'n teks is wat baie verwarrend kan wees, as die Here sê, moet nie 'n slegte mens weerstaan nie, maar as hy op jou op die een wang slaan, draai ook die ander wang. En ek het vir jou gesê, geen beginsels in die Bybel kan maar net geneem word en meganies toegepas word nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat alles wat ons doen, moet ons doen tot eer van die Here. Dit is nie eers 'n kwessie nie. 1 Korintiërs 10 vers 21, baie belangrike vers, 1 Korintiërs 10 vers 21, wat vir jou sê, wat jy ook al doen, doen alles tot eer van die Here. Jy moet lief hê tot eer van die Here. Alles moet tot eer van die Here wees. En ook wanneer jy die ander wang draai, moet dit tot eer van die Here wees.
Ons het al 'n ding daaroor gepraat, dat 'n mens moet onthou, die eer van die Here beteken dat die goeie bevorder moet word en die kwaad teëgegaan moet word. En jy draai nie maar net die ander wang om geklap te word nie, dis 'n teken van swakheid. Dis 'n teken van swakheid. Toe die Here voor die Sanhedrin staan, toe gee hulle opdrag om hom deur die gesig te slaan. Het die Here die ander wang gedraai? Nee. Hy het gesê, as ek die waarheid praat, hoekom slaan jy my? Hy was ontsteld en hy het hulle sterk aangespreek. Toe Paulus voor die Sanhedrin staan, toe kom die opdrag ook, slaan hom deur die gesig. En Paulus het hom vervies en hy het vir die hoëpriester gesê, God sal jou slaan, gewitte muur. Jy laat nie toe dat mense op jou trap en met jou maak wat hulle wil nie, né? Dis 'n teken van swakheid. 'n Christen kan weerstand bied. Jy ly net ter wille van die evangelie. Christus het nie die ander wang gedraai voor die Sanhedrin nie, maar toe hy na die kruis toe moes gaan en die goeie moes bevorder en hulle hom slaan en hom verneder, hom bespot, sê die Bybel, hy was stom soos 'n skaap voor sy skeerders. Geen weerstand gebied nie. Hy het heeltyd die ander wang gedraai. Hoekom? Omdat hy gelei het ter wille van die evangelie. Ter wille van die boodskap van redding en vrede. Daarvoor lei hy. Dis nie 'n teken van swakheid nie, maar dit is waaragtige geloof in Jesus Christus en die evangelie van God. So, jy weet, ek hoor iemand sê, ek lees 'n ding van iemand wat sê, oorlog is baie sleg. Want oorlog beteken dat jy stryd het, dat jy lyding het, soms doodgemaak word. Dit is verwoesting. Oorlog is baie sleg. En mens moet hoop, jy is nooit in 'n oorlogssituasie nie. Maar dit is nie die slegste wat met jou kan gebeur nie. Die slegste wat met jou kan gebeur, is dat jy 'n lewe gevoer het, en daar niks in daardie lewe was, waarvoor jy kon beklei, of selfs moes sterf, as dit nodig is nie. Dis die slegste van alles. Dat jy lewe gelei het, wat niks in gehad het, waarvoor jy hoef te beklei het, of waarvoor jy selfs bereid was om te sterf nie. Maar mense is bereid, en ek sê vandag vir jou, ek is ook bereid, om te sterf vir my verhouding met God. En ek dink 'n Christen moet kan 'n mens wees wat sê, ek is onveranderlik kind van God. En dit sal nooit gebeur dat ek iets anders sal wees nie. En jy kan maak wat jy wil, ek is wat ek is. En dan kom die wonderlike vertroosting ook van God, wat hy vir ons sê in terme van sy kerk, dat hy sê, die poorte van die dood en die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ja, jy sal stryd en lyding hê, maar Matteus 16 vers 18, waar hy sê die poorte van die dood en die doderyk sal dit nie oorweldig nie. God sal verantwoordelikheid vir sy kerk neem. Ja, jy kan ly, maar jy sal nooit tot niet gaan nie. Ek onthou hierdie prediker, ek weet nie of jy hom ken, David Jeremiah, het jy al van hom gehoor? Goeie prediker, dink ek dink is een van die beste predikers op televisie. Maar hy vertel die storie dat hy toe hy jonger was, hy's nou 'n ouer man, het sy bediening begin momentum kry en hy moes baie reis. Maar hy het hierdie verskriklike vrees ontwikkel dat hy kan doodgaan, veral as hy vlieg. En hy het altyd die vrees gehad, sien net, hy klim in die vliegtuig en die vliegtuig val en sy vrou sit sonder 'n man en sy kinders moet sonder 'n pa groot word. En die vrees was eintlik in 'n sekere sin ongegrond, maar dit het 'n ding geword wat hom begin beklem het en waarvan hy ontslae kan raak nie.
En op 'n dag toe praat hy met 'n vriend daaroor en hy sê hy het hierdie vrees wat eintlik ongegrond is en dit is in sy lewe. En toe daardie vriend vir hom iets gesê wat hy gesê het hy in sy Bybel neergeskryf. En dit is wat die vriend vir hom gesê het. A man or a person who is in the center of God's will is immortal. Unless God is done with him. 'n Mens wat in die kern van God se lewe is, en in die kern van God se lewe se wil leef, is onsterflik, tensy God sê ek is klaar met jou. En kan ek vanaand ook dit vir jou sê, en kan ek dit ook vir hierdie gemeente sê, as 'n Koenda gemeente regtig in die wil van God opereer en doen wat reg is in die oë van God, is hierdie gemeente onsterflik. Tensy God sê, ek is klaar met julle. En dis wat die Bybel ook eintlik maar sê, die kerk is onsterflik. Koninkryke sal kom en gaan, maar die kerk sal nooit oorweldig word deur die mag van die bose nie. Dit sal bly staan tot met die koms van Jesus Christus. So, dit is eintlik daardie versekering van 1 Korintiërs 10 vers 13 wat ek vir jou ook daar in die aantekening gegee het, wat hy sê, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, en onthou versoeking en beproewing is dieselfde woord in Grieks, jy kan net sowel sê as die beproewinge kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan. Hy neem verantwoordelikheid vir sy kinders. Jy is altyd in sy hand en niemand sal jou ooit uit sy hand uit kan ruk nie. So, dit is nie 'n teken van swakheid nie, maar is 'n teken van ongelooflike krag en wat 'n getuienis uitstuur van God is waaragtig God. En die disciples en die Christene van vroeër was bereid om te ly vir die evangelie en juist dit het almal oortuig, daar moet iets in wees as jy bereid is ook om te ly en selfs te sterf daarvoor. Mag jou lewe nie so leeg wees dat daar niks in jou lewe wees waarvoor jy nie kan beklei nie en waarvoor jy selfs nie eers kan sterf nie. En dit kry jy in jou verhouding met God. 3.9, dit help jou ook om jou vyand regtig te kan identifiseer. Hoe meer 'n mens deur stryd en lyding gaan, gebeur dit net, dat jy 'n mens is wat as gelowige besef, jy kom tot daardie innerlike oortuiging en besef, my eintlike vyand is nie 'n mens nie, maar ek kyk dieper, jy het die vermoë om dieper te kyk, en te besef, jou eintlike vyand is die bose magte, dis die bose geeste, dis die duiwel self, wat deur hierdie mense werk, en dit eintlik 'n gees is, wat hierdie goddelose dinge openbaar. Dis 'n geestelike mag waarmee ons te doen het. Kwaad in 'n mens se lewe is 'n simptoom van 'n dieper liggende probleem. En daarom beveg ons nie mense as sodanig nie, maar die gees wat eintlik uit daardie mens na vore kom. En gees kan alleen met gees beveg word. As jy dit doen, dan is jy effektief, want jy beveg wat saak maak. Jy gaan tot die kern van die probleem. Jy hanteer die simptome nie, maar jy kom in jou gees in opstand teenoor gees, en dit bring werklike oorwinning. Nie mense as sodanig nie, maar die gees wat in hulle heers. Dit is wat jy moet beveg. En dan maak dit ook moontlik dat jy mens kan lief hê, al is hy ook jou vyand.
Maar die gees wat in daardie mense is, moet jy probeer, en moet jy nie net probeer nie, moet jy ook weerstaan. En weet jy wat? Dit is 'n verskriklike belangrike beginsel om te onthou, ook in hele kwessie van berading. En ek het vir julle al oor en oor gesê, jy as man het die verantwoordelikheid as hoof van jou huis om jou vrou te beraad en gedurig terug te wys na die Here toe. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou kinders om op te voed in die vrese van die Here en hulle te bedien en hulle te beraad. Jy het 'n verantwoordelikheid om lig en sout van hierdie wêreld te wees en die wêreld te bedien. Dit is wat God van ons verwag. Ons almal is beraders. Maar weet jy, die Bybel is so duidelik daaroor dat mooi beginsels wat jy voorhou en vir mense sê, volg hierdie beginsels. Selfs mooi teksverse, volg hierdie teksverse, is alles maar kosmeties van aard. Dit is maar soos grimering wat jy aansmeer, maar wat nie werklik mense diepgaande kan verander nie. Bybeltekste en waarhede en gebooie van God kan jou nie regtig nuut maak nie. 'n Mens se grootste probleem is hierdie ek, hierdie gees wat verander moet word. En 'n mens verander eers as jy regtig in jou gees ook nuut geword het en God jou aangegryp het en jy in jou diepste wese 'n persoonlikheidsverandering ondergaan en nuut geword het. En daarom het ek nie vreeslik baie vertroue in die sielkunde nie. En ek dink die sielkunde is 'n wonderlike wetenskap en ook 'n baie intense wetenskap wat vir ons baie dinge leer, vir ons baie dinge sê en dit is goed om kennis daarvan te neem, maar 'n sielkundige kan nie regtig 'n mens help nie, net God kan. Jy moet waaragtig tot bekering kom, jy moet in jou diepste wese verander en nuut word. Anderster is jy maar net besig om jou bes te probeer om beter te leef. Jy moet nie jou bes probeer om beter te leef nie, jy moet 'n beter mens wees. Jy moet verander in jou diepste wese. Mense moet by die Here uitkom en hulle moet nuut gemaak word. Dis die enigste oplossing. Ons is die liggaam van die Here. Ek het al dikwels vir jou gesê, terwyl ek hier voor jou staan en praat, is dit nie regtig hierdie liggaam wat met jou praat nie, dis ek wat deur hierdie liggaam met jou praat. Ek praat deur my mond, ek kyk deur my oë, ek dink deur my brein, dis hierdie ek wat deur die liggaam praat. Die liggaam is net die kanaal waardeur ek jou ontmoet, en as hierdie liggaam weg is, kan ek jou nie meer ontmoet nie. Maar so is ons ook die liggaam van die Here. En dit beteken dat ons eintlik as mens wat by die Here uitgekom het, die groot ek is, by die kleiner ek is uitgekom het, en dat hierdie liggaam die kanaal is waardeur die Here God ook na ander mense moet kom. En dat wanneer hulle jou ontmoet, jy 'n deurskynende mens moet wees in wie Christus gesien kan word. Wat jy doen en wat jy sê en hoe jy praat, moet iets weerspieël van hierdie ek, wat een geword het met die grotere ek. Dis om liggaam van die Here te wees. En in verhoudinge met mekaar, is dit hierdie ek wat nuut moet gemaak word. Dis daardie vermoë wat 'n Christen het om dieper te kan kyk en die eintlike probleem, die eintlike vyand te kan identifiseer en sê, dis eintlik die probleem. En dit is wat met jou moet gebeur. Dit help nie ek sê vir jou, maak so en doen dit en doen dit en doen dat nie. Nee, jy moet as mens verander, dat jy dit wat die Here vir jou sê wil doen, nie omdat jy dit moet doen nie. Die Bybel het baie reëls en baie dinge, maar om jou bes te probeer, is nie waaroor dit gaan nie. Om 'n wag voor jou mond te sit, is nie regtig waaroor dit gaan nie. En tog sê die Bybel daar in Psalm 141 vers 3, en hy het baie ander beginsels ook, plaas 'n wag voor jou mond. Hy bid dit, Here, help my dat ek 'n wag voor my mond sal sit
en dat die deur van my lippe bewaar sal word. Dis 'n gebed. Dis 'n gebed. En dit is 'n goeie gebed om te bid. Maar die Here wil dieper gaan as dit. Hoekom moet jy 'n wag voor jou mond sit? Hoekom moet die deur van jou lippe bewaar word? Omdat daar diepgaande fout is. Dis hoekom jy dit moet doen. Want jy wil ander dinge sê. Jy wil ander dinge oor mense uitspreek as wat God van jou verwag. En nou moet jy 'n wag voor jou mond hê. Maar na mate jy groei in die Here, moet jou woorde eintlik die woorde van God self word. En is dit nie nodig om 'n wag voor jou mond te sit nie. Want wat jy sê en wat jy doen jy omdat jy 'n nuwe skepsel in die Here geword het. En iets van die wonder van God word deur jou lewe geopenbaar. En dis waarom ek vir jou sê, wat werklik met elke mens moet gebeur, is nie om beter reëls en beter beginsels in jou lewe te hê nie, dit ook, maar dit moet dieper gaan as dit. Jy moet 'n mens word wat in jou diepste wese deur die Here aangegryp word, en waar jy kan sê, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Daar is geen substituut vir 'n mens se persoonlike, intense verhouding met God in Jesus Christus nie. Dis wat 'n mens verander. Dis wat jou mooi maak. En dis wat jou nuut maak. En daarom wanneer jy na ander mense kyk, kyk dieper. Moenie net na buite kyk nie. Moenie na titels kyk nie. Moenie na uiterlike skoonheid in eerste instansie kyk nie. Ontmoet die mens in sy diepste wese. Spreek dit aan. En mag jou lewe ook 'n helende, opbouende effek daarop hê. En dit gaan in jou verhouding met ander mense, maar dit gaan ook in jou verhouding met jouself. Hoekom is ek so de mekaar, met jy jouself afvra? Hoekom doen ek soveel dinge verkeerd? En dan wil ek vir jou sê, dis nie omdat jy nie genoeg reëls en beginsels en Bybelverse in jou lewe ken nie. Dis omdat jy in jou diepste wese nodig het om nuut gemaak te word, herstel te word, 'n nuwe skepsel in die Here te word. Dis eintlik waaroor dit gaan. En wanneer 'n mens deur stryd en lyding gaan, het ek al vir jou gesê, is dit eintlik 'n gebeurtenis waar al jou maskers afgekrap word. En jy regter agterkom wie jy in jou diepste wese is. Hoe tree jy op in stryd en lyding? Hoe tree jy op in krisissituasies? Dis nie 'n verskoning om sleg op te tree nie. Dis 'n openbaring, dan kom die ware ek na vore. En so help God jou ook om jou diepste menswees weer te ontmoet. Hierdie ek wat in hierdie liggaam woon. En dat daardie ek nuut gemaak moet word deur die werking van die Heilige Gees. So, dit is 'n geestelike stryd en dit word baie duidelik in die Bybel ook vir jou voorgehou in Efesiërs 6 vers 12 tot 13. Kan ek dit vir jou lees? Waar Paulus vir die Efesiërs skryf wat in baie moeilike omstandighede leef en Efese 'n baie goddelose stad was, wat hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld. So hy sê nie teen vlees en bloed nie, beteken hy nie teen mense nie. Hulle is nie ons bedreiging nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. En hoe voer jy daardie stryd? Met die wapenrusting van God. En wat is die wapenrusting van God? Dat jy in jou diepste wese beklee word met wie Jesus Christus is. Vergelyk ook die besondere verhaal van Hiskia, né? Dit is my altyd so mooi om te sien dat jy kry in die Nuwe Testament bepaalde beginsels en waarhede wat vir jou voorgehou word. Maar as jy die Ou Testament lees, dan is dit die storie van hierdie waarheid. Paulus skryf en hy sê jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, dit is teen die bose geeste in die lig.
Maar as jy in die Ou Testament gaan, dan lees jy die storie van daardie beginsel. En ek vat jou net weer na 2 Konings 19, vers 15 en 14, maar jy moet eintlik die hele hoofstuk lees en alles wat daar gebeur het. Hoe dat die Israeliete vasgekeer is in Jerusalem en Hiskia wat die Here regtig gedien het. En hierdie Arameërs is besig om die hele stad te omsingel. Hulle het die poorte toegesluit en hulle is besig om dood te gaan van die honger binne in die stad. Alles is verkeerd. En dan stuur hierdie Assiriese koning 'n brief op aan die wagte wat bo op die mure van Jerusalem staan, 'n brief aan Hiskia. En Hiskia vat die brief en hy lees dit, en die Assiriese koning sê vir hom, Hiskia, gee oor. Jy het nie 'n kans nie. Ons is 'n magtige volk, ons het almal plat geloop wat in ons pad is. Waarom vertrou jy op jou God? Jou God kan jou nie red nie. Ons God is sterker as jou God. Ons God vernietig almal. Al sou ek ook vir jou 'n paar duisend perde instuur, ook met ruiters op om julle te verdedig, het hulle nog nie eens 'n kans nie. Maak die stadspoorte oop, laat ons ingaan. Waarom probeer jy uithou? En as Hiskia hierdie brief lees, dan kan Paulus net sowel vir hom gesê het, Hiskia, hoor jy wat sê hierdie koning? Sy God is sterker as jou God. Jou stryd is nie regtig teen hierdie mense nie. Jou stryd is teen die bose magte wat werksaam is in hierdie mense. En dan stap Hiskia na die tempel toe, en hy gaan sit in die tempel, en hy gaan lê die brief van hierdie koning voor God, en hy sê, Here God, lees hierdie brief van hierdie koning. Dit is nie my stryd nie. Hierdie koning sê, sy God is sterker as u God. En dan kom Jesaja na hom toe en sê vir hom, moenie vrees nie, Hiskia, God sal vir jou stry. En daardie nag trek 'n engel van die Here uit en slaan 185.000 Assiriërs dood. Ja? En ek het al so dikwels by myself gedink, as 'n mens stryd en lyding het, en mense jou kwaad aandoen, moenie daai mens gaan veg nie. Gaan lê jou brief voor die Here. Here, lees my lewensbrief. Kyk wat het hierdie mense aan my gedoen. Kyk wat hierdie mense aan my gedoen het. Lees dit, Here. Ek is u kind, dis 'n bose mag, en Here, verlos my. Kom met jou brief voor die Here. Moenie in jou eie krag probeer stry nie. Jy kan ook jou brief voor God lê, en jy kan ook oorwinnend wees. Dis die wonder van stryd en lyding, dat jy dieper kan kyk, die eintlike vyand kan identifiseer, en dan is jou geveg effektief, want dan dring jy deur tot die kern van die probleem, en word die kern van die probleem opgelos. 3.10 Stryd en lyding is ook die hoogste vorm van deug. Om gewillig te wees om vir die evangelie te lei, afgetakel, verneder te word, is nie alleen om innerlik sterk te word nie, is nie alleen om innerlik om werklik oorwinnend te wees nie, maar dit is ook die hoogste vorm van deug. Die bereidheid om te lei openbaar weer daardie groot waarheid van die adel van menswees. Genesis 1 vers 26. 'n Mens wat geskape is na die beeld en gelykenis van God. Jy beweeg net op 'n vlak wat hoër is as hierdie wêreld. Jy's 'n mens in wie die beeld van God herstel is. God het vir jou iets gedoen. Jy's weer nuut in jou binneste. En wanneer jy bereid is om te lei, selfs verneder te word van die evangelie, dis eintlik dan wat hierdie waarheid weer sterk na vore kom. Hier is 'n mens wat geskape is na die beeld en die gelykenis van God. En ek het jou gevat daar in die aantekeninge
na die teoloog Dietrich Bonhoeffer. En ek dink een keer in 'n preek wat ek hier gepreek het, het ek met hom daaroor het ek met die gemeente oor hom gepraat. En as jy kyk na die jaar of die tyd wat Dietrich Bonhoeffer geleef het, ek het vir jou daar gegee, is gebore in 4 Februarie 1906 en hy is oorlede in 9 April 1945. Nou as jy 1945 hoor, dan herinner jy dat jy onmiddellik 1945 was die einde van die Tweede Wêreldoorlog, né? 1945. En jy kan sien hy het gesterf op 9 April. Die einde van die Tweede Wêreldoorlog in Europa was 8 Mei gewees, net nadat Hitler op 30 April selfmoord gepleeg het. Maar 8 Mei het eintlik vrede in Europa gekom. Die oorlog het nog in 'n mate voortgegaan. In Japan het Pearl Harbor waar hulle die Amerikaners aangeval het. En toe op 2 September het die Amerikaners 2 atoombomme gegooi op Hiroshima en Nagasaki. En dit was die einde van alles. Oorlog het gestop. Maar jy sien dat Bonhoeffer was dood 'n paar weke voordat die oorlog geëindig het. En Bonhoeffer was in die konsentrasiekamp gewees in Schlossenburg, omdat hy as gelowige stand geneem het en baie gelei het oor Hitler en al sy boosheid wat hy aangevang het. En Hitler het hom gevangene geneem en hom aangekla vir hoogverraad en die doodsvonnis oor hom uitgespreek. En hulle het hom verniel. Hulle het Bonhoeffer van tronk na tronk gevat. En hy het geweet as hy by Flossenburg kom, Flossenburg was die plek waar hy tereggestel sou word. En elke keer het hy met vrees en bewing uit die gevangenis waar geklim en gevra, is dit Flossenburg? En sê hulle, nee, is nog nie. Maar het hom verniel. Tot hy uiteindelik weer uit hierdie gevangenis waar uitgeklim het, en hulle vir hom sê, dis Flossenburg, dis jou einde. En daar is hy gehang. Maar in die tronk, hy was 39 jaar oud, sonder 'n teoloog, sonder 'n boeke geskryf. Mense het gesê, as jy in sy klas gesit het, waar hy klas gegee het, het jy ander mense uitgestap. Het hy 'n gedig geskryf in die tronk. En die opskrif van die gedig is net 'n gedig in die tronk. Maar as ek daai gedig 'n nuwe titel kan gee, sou ek sê die gedig se titel moet eintlik wees, Wie is ek? En ek het hom vir jou vertaal, dat jy iets kan beleef van wat in hierdie man se gemoed aangegaan het voor sy dood. En jy kan natuurlik 'n gedig nie heeltemal vertaal nie, want poësie kan nie vertaal word nie, maar ek vertaal vir jou wat hy gesê het. En kom ek lees dit net vir jou. Hy skryf in die tronk en hy sê, sommige sê, ek is 'n edelman wat uit die tronk sal stap, kalm, sterk en met blydskap in my gemoed. Ander sê vir my, ek sal met die bewaarder praat, vry, vriendelik en duidelik, asof ek die een is wat 'n bevel is en nie hy nie. Ook sê hulle vir my, ek sal my dae in die tronk met trots en met 'n glimlag dra, soos iemand wat gewoond is om te wen. En dan kom die vraag in sy gedig, is ek regtig wat mense sê ek is? Hy sê, al wat ek weet, ek is rusteloos, verlangend en siek. Ek voel soos 'n voël in 'n hok, vasgekeer. Ek snak na my asem, asof ek my keel met my eie hande toedruk. Ek verlang na kleure, na blomme, na die lied van 'n voël. Ek dors na woorde van welwillendheid en medemenslikheid, maar ek is ook bewend in my binneste van woede
oor despotisme. Despotisme is tipies wat Hitler was, 'n despoot wat regeer, doen wat hy wil, wreed is en sy teestanders eenvoudig net doodmaak. Hy sê, ek is ook bewend in my binneste van woedend oor despotisme en niks beduidende vernedering. Ek word rondgegooi deur verwagting. Verwagting word dalk nou enige oomblik doodgemaak, maar ook hoop, dalk kom ek tog vry. Magteloos sê hy, ruk my ingewande na vriende so ver. Ek is uitgeput, leeg gebid, leeg gedink, leeg van gereed maak om verwel te sê aan alles om my. En dan kom die vraag weer, wie is ek? Dalk is ek soos 'n leermag wat vlug in chaos, terwyl die oorwinning reeds behaal is. En jy kan dink waarom hy dit sê, want jy hoor hy's 9 April tereggestel. Dit was Paastyd. Paastyd wat spreek, God het oorwinning oor die bose behaal. Die bose is oorwin, die slang se kop is vermorsel. Hy sê tog, dalk is ek soos 'n leermag wat vlug in chaos, dit terwyl die oorwinning op Golgotha reeds behaal is. Wie is ek? Die eensame vraag sê hy vroeg my, maar wie ek ook al is, U weet o God, ek is U sin. En daardie diepe versekering, my emosies speel met my parte, maar diep in my gees is ek geanker in God. Diep in my gees weet ek doen reg om te stry en selfe in te lei en selfs doodgemaak te word vir die evangelie. En ek sê weer, as jy hierdie gedig lees, dan kom jy agter, dit is eintlik die hoogste openbaring van deug wat deurkom in so mense lewe. En sy hele verhaal, sy hele geskiedenis het soveel mense aangeraak en soveel mense se lewens al verander. Afgetakel en verneder, maar tog, ek weet, ek is U sin. En dit is vir my genoeg. Innerlik het hy in sy menswees en sy gees geweet, hy is nie oorgegee aan die lot nie, nie aan noodlot nie, maar ek, Dietrich Bonhoeffer, ek is in die hand van God, ek is U sin, en niemand kan dit ooit verander nie. En dit word vertel, toe hy uiteindelik na die galg toe stap, en die gebruik was dat 'n dokter saam met hom stap, het die dokter agterna gesê, toe ek saam met hom stap, was ek tasbaar in 'n kragveld van vrede instap. Dit was amper of ek dit kan aanvoel, die absolute vrede wat daar was, en die teenwoordigheid van God, totdat hy uiteindelik gehang is. En ek wil dit aksentueer, dit klink baie sleg en wreed, maar God het nie toegelaat dat hy sterf nie. Het was ook nie God se wil dat hy sou sterf nie. Dit het gebeur. Maar wee jou, as jy 'n kind van God vat, dan vat jy ook aan God. Sy geregtigheid sal geskied. Maar die wonder en die skoonheid van kind van God, die hoogste deug van kind van God, skitter in tye van stryd en lyding, en 'n magtige getuienis word uitgedra. Wat 'n getuienis het hierdie man gehad, en watter nalatenskap het hy ook vir ons gegee. En ek wil vir jou sê, as jy nie bereid is om te ly vir die evangelie nie stand te neem vir die evangelie nie, gaan jy meegesleer word deur die suigkrag van hierdie wêreld. En om meegesleer te word daardeur, is die grootste tragedie wat jou ooit kan tref.
mag God jou ook, en vir my ook, regtig innerlik sterk maak. 3.11, oordeel. En dit is waarmee wat ek nou so pas gesê het, né? Ja, ons het stryd en lyding, maar daar's ook die oordeel van God. En mense kom weg met baie dinge, maar jy kom nie weg voor God nie. God sal oordeel. Romeine 12 vers 14, baie duidelik. Romeine 12 vers 14, ek weet, glo nie is in julle aantekeninge nie. Romeine 12 vers 14, waar Paulus baie duidelik sê, my kom die wraak toe, sê God, ek sal vergeld. En natuurlik wys dit op die oordeelsdag, maar ook nou. Soms tree God ook nou in. En kan jy ook vir God vra, vergeld wat daardie persoon aan my gedoen het. Vergeld wat met my gebeur het. Ek gaan dit nie doen nie, maar ek plaas dit in die hand en God sal vergeld. Dit is ongetwyfeld so, dat as jy aan 'n pa en 'n ma se kinders vat jy in die ouers ook. En die liefde wat God die Vader vir jou het, is groter as wat 'n aardse pa ooit vir sy kind kan hê. En as jy aan God se kinders vat, wees versigtig, jy vat ook aan God. En is daarom wat die Here ook vir Paulus voorgekeer het op pad na Damaskus in Handelinge 9 vers 4 en vir hom gesê het, Paulus, waarom vervolg jy my? Paulus kom vir hom gesê het, Here, ek vervolg jy nie, ek vervolg die kerk. Die Here sê, nee, jy vervolg my. Wat jy aan hulle doen, raak my intens. Elke kind van my raak my intens en alles wat met hulle gebeur, elke ding wat met jou gebeur, en waar jy vanaand in sit, en wat ook al dit is, jy's nie alleen daarin nie. Alles raak God intens wat jou raak. En God beleef dit ook. En hy sê, moenie wraak neem nie. My kom die wraak toe, en ek sal vergeld. God vergeld ook. En dan lyk dit soms of die bose ongehinderd sy pad van verwoesting loop. En jy vra soms soos Asaf, hoe is dit moontlik? Die goddelose lyk of dit so goed gaan, so ryk is, alles gaan goed. Die vraag is nog steeds, wie gaan die laaste woord spreek? Die vraag is nie hoe jou lewe gelyk het nie. Die vraag is hoe jou lewe geëindig het. Want met die einde van jou lewe breek jou eintlike lewe aan. Breek die ewigheid aan. En ek het al vir jou gesê, die dood is in God se hand 'n polisieman wat jou of arresteer en vir jou sê, genoeg is genoeg. Of die dood is in die hand van God, die deur tot die ewige rus en vrede van God. En mag jou dood nie 'n arrestasie wees nie. Mag jou dood 'n deur wees wat oopgaan tot heerlikheid. En dis waarom ek vir jou sê, die groot vraag is, wie gaan die laaste woord spreek? En laat dit ook vir jou 'n troos wees. En jy's nooit in 'n hopelose situasie nie. As kind van God het jy 'n toekoms ver, ver bo wat jy kan dink of bid of kan vra. Ons het die Here met ons. En dan laastens nommer 12. Stryd en lyding maak van jou 'n mooi mens. En ek het gedink om hier 'n getuienis in te sit van 'n vriend van my, want jy weet, 'n mens kan stry met 'n ander persoon se teologie, maar jy kan nie regtig stry met iemand se getuienis nie. Toe die Here die krepele gesond maak, dat hy loop, toe sê hy, al wat ek kan sê, toe die fariseërs hom aanval, ek kon nie loop nie, maar nou loop ek. Moenie vir my vra hoe dit gebeur het nie. En hierdie vriend van my, Jerry Sandage, was 'n professor in Nuwe Testament,
Hy was die sekretaris van die Romeinse dialoog tussen die Rooms-Katolieke Kerk en Pinksterkerke. Pragtige mens, maar hy het kanker ontwikkel in die bokant van sy neus aan die binnekant. En hierdie kanker het begin groei tot in sy voorkop van sy brein in. En dit het ongelooflike kopsere en pyn veroorsaak. Hy was 'n relatief jong man gewees met 'n seentjie van 11 jaar oud. En hierdie kanker het hom begin vreet. Ons het dikwels vir hom gebid by die dialoog, maar die Here het hom nie gesond gemaak nie. En eendag by die dialoog toe sê hy, die prognose is so dat ek dit nie sal maak tot volgende jaar nie. En ek neem afskeid en ek sê vir julle totsiens. En toe het ek na Jerry toe gestap en gesê, Jerry, voor jy sterf, skryf iets oor jou lewe. Want dit is toe al 3 jaar wat dit so aangaan. Geweldige kopseer en hy kan amper nie leef nie. Hy het vir my op 'n stadium gesê, weet jy, as ek 3 ure 'n aand slaap met 'n slaappil, dan is dit baie. Chemoterapie het nie regtig die ding kon doen nie, want dit kon blindheid veroorsaak en breinskade. Hy moes dit maar net aanvaar. Pynmiddels het ook nie meer gewerk nie, het kon ook nie heeltyd inneem nie, dit het sy maagwand vernietig. So hy het konstant in pyn geleef. Hy het vir my eendag gesê, hy het een keer gaan preek, en die pyn was so geweldig, dat hy op die preekstoel sy bewussyn verloor het. So dit was 'n smartvolle tyd gewees. Hoekom verstaan geen mens nie, maar toe sê ek vir hom, Jerry, skryf iets van jou belewenis, van stryd en lyding in jou lewe, en hoe het jy dit hanteer? En hy het 'n artikel geskryf en het hom vir my gestuur, en jy kan dink hoe gewild so 'n artikel kan wees, en ek het hom uitgeleen vir iemand anders, en ek kan nie onthou vir wie nie, en ek het hom nie meer nie. Ek dink ek moet met my goeders maak soos 'n pastoor Scott gedoen het. Hy het voor in sy boeke geskryf, hierdie boek is gesteel van pastoor Scott. Net laat die ou se oopmaak, moet hy weet, gee terug die boek. Maar die artikel is weg. Maar ek onthou, hy het hierdie artikel afgesluit met 'n beeld, met 'n metafoor. En onthou nou, dis nie 'n ding wat hy agter sy lesenaar uitgedink het nie. Dis iets wat hy as mens beleef het. En hy sê, as ek dink aan my lewe, hierdie afgelope 3 jaar in die besonder, dan dink ek aan 'n klein diertjie soos 'n oester, wat op die bodem van die see is, met die 2 skulpies, wat hom beskerm vanweë die feit dat hy sagte vlees het, is om die oester 2 skulpies wat hom beskerm. Maar soms gebeur dit, as gevolg van die duining van die see, dat 'n sandkorreltjie tussen daardie 2 skulpe ingaan, en dan in hierdie sagte vlees van die oester ingaan. En dit irriteer hierdie klein oestertjie verskriklik, maar hy het nie die vermoë om daai sandkorreltjie uit te spoeg nie. Maar wat gebeur is, dat hierdie oester begin 'n vloeistof afskei, wat om hierdie sandkorreltjie begin vorm, wat genoem word mother of pearl. 'n Parel word gevorm, om die irritasie van hierdie sandkorreltjie te werk. En Jerry sê, weet jy, my kanker was soos daardie sandkorreltjie wat in my lewe ingekom het, en ek het nie die vermoë gehad om dit uit te spoeg, om ontslae daarvan te raak nie. Maar die Heilige Gees was soos daardie mother of pearl, wat om my begin vorm het. En as ek kyk na my lewe, en ek weet ek is op sterwe, het dit eintlik vir my 'n parel, 'n kosbare parel, in die koninkryk van God gemaak, wat ek nie altyd was nie. Want sê hy, deurdat dit met my gebeur het, het dit ook gebeur, sê hy, dat ek my vrou en my seun opnuut weer waardeer het, en opnuut weer werklik lief gekry het. Dit het ook gebeur, dat ek weer die wonder en die skoonheid van lewe
begin raak sien het en met groter intensiteit die wonder van die geskenk van die lewe weer omhels het. Dinge wat sondig en wat tydelik is, het sy aantrekkingskrag vir my verloor en dit was so dat ek my meer begin verlustig het in die handewerk van God, veral die skepping, en in verbasing gestaan het oor die wonder van dit alles, oor die kleure van hierdie skepping, van God wat die groot kunstenaar is. En ek het nie net soos meeste mense in verbasing gestaan oor die skepping en die grootheid daarvan en die geweld daarvan, maar ek het eintlik in verbasing gestaan oor die skepper van hierdie skepping. En ek kon verder kyk as sy handewerk en God raak sien en weet dat dit alles uit hom uit voortgekom. Die boodskap van die evangelie het vir my so kosbaar geword en ek wou dit so graag met almal deel. En die liefde van God en die liefde vir God en die liefde vir my medemens het verdiep. En ek dank God daarvoor dat dit vir my 'n mooi parel gemaak in die koninkryk van God. Daarom wat ek vir jou sê, stryd en lyding kan van jou 'n baie mooi mens maak. En in al sy stryd en lyding was daar nie wanhoop nie, maar hoop, want God was met hom gewees. En hierdie lesings wat gaan oor die gevaar van sonde en die oorwinning daaroor, oor sonde, oor die bose en oor die vrug van die sonde, is iets wat ons baie intens raak. En ek dink dis nodig dat jy weer na hierdie lesing sal kyk en dit werklik sal ken en in jou lewe sal toepas. Dit is belangrik dat jy dit sal verstaan. Dit is belangrik vir jou huidige en ook jou toekomstige lewe. En die hele evangelie boodskap is 'n boodskap wat fundamenteel gebou is op die gevaar van sonde en die oorwinning daaroor. En dit is fundamenteel in die sin, want die gevaar van sonde en die oorwinning van sonde het God intens geraak, nie net vir ons nie. En in sy liefde het hy vir ons daarom Christus gegee. En dink mooi, Christus is die skepper van die heelal. Uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Hy sê, gaan lees Filippense 2, geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, gelyk aan God. Hy is die Almagtige. Niks kan hom stuit in wat hy doen nie. Hy doen wat hy wil, niemand kan hom keer nie. Hy is die Almagtige. Hy verskyn aan Johannes op die eiland van Patmos en hy sê, ek is die Almagtige. Ek is die begin, ek is die einde. Ek is die Alfa en die Omega. Hy is bo alle tyd, hy regeer oor alle tyd. Hy is alomteenwoordig. Nêrens kan jy kom waar jy nie met Christus te doen het nie. Hy is alwys, hy weet alles, hy verstaan alles. Soos ek vir jou sê, hy is ewig, hy is nie aan tyd gebonde nie. Hy is die heilige wat verhewe is bo alles. Maar die gevaar van sonde en die oordeel wat dit bring en die oorwinning wat moontlik is, het gemaak dat hy hom van dit alles gestroop het. Hy wat gelyk is aan die Vader, dink daaroor, het gelyk geword aan my en jou. Hy wat almagtig is, het hom gestroop daarvan en kwesbaar geword, soos 'n babietjie. 'n menslike gestalte, klein. Hy wat alomteenwoordig was, wat ruimtelik nie beperk is nie, het hom ruimtelik beperk en 'n klein embriootjie geword in die skoot van 'n jong Joodse meisie. Hy wat
absoluut regeer oor alles, alwys is, het absoluut afhanklik geword van sy Vader en niks gedoen wat sy Vader nie vir hom gesê het om te doen of hom gesê het om te sê nie. Hy wat ewig is, die Alfa en die Omega, het hom gestroop daarvan en tydelik geword, ruimtelik geword, in 'n klein ou landjie in Israel gaan leef. Hy wat heilig is, verhewe is bo alles, 'n verterende vuur is. Hy het hom verneder met geen aansien nie. Dink daaraan, vir 30 jaar het Christus geen boodskap gebring nie, geen wonderwerk gedoen nie, net een geword met 'n stikkende, gebroke wêreld. Net vir 3 jaar het hy regtig geopenbaar wie hy is. Absoluut homself met ons vereenselwig, sodat deur die kruis die gevaar van sonde, want sonde bring die oordeel van God oor jou, bring vernietiging in jou lewe. Ek het vir jou gesê, dis die avontuur van selfmoord, dat deur die kruis en deur sy sterwe daardie gevaar afgeweer is, en deur sy opstanding daar oorwinning kon kom, en ons kon lewe. Wat 'n indrukwekkende God dien ons nie. Die liefde van God in Jesus Christus, en niks kan jou skei van daardie liefde nie. Mag God ook in jou lewe verheerlik word. Kan ons saam bid? Hemelse Vader, ons kom vanaand voor U, en ons staan in verbasing oor Jesus Christus, en ons dankie vir die groot liefde vir ons. Dankie Here, dat U vir ons die gevaar van sonde uitwys, maar ook vir ons oorwinning gee. En maak ons geheiligde mense. Werk met hierdie ek, hierdie gees in ons binneste. U ken elke mens wat vanaand hier voor my sit. U ken elkeen se stryd. U ken elkeen se probleme, elkeen se versigtiging voor U. Maar U wat gees is, kan in die gees van die mens kom en nuut maak. En laat ons elke dag deur U gees vernuwe word. En laat die oorwinning wat U vir ons bewerk het, ook ons oorwinning wees. En mag die skoonheid van kind van God te wees, die mag om kind van God te wees, geopenbaar word in hierdie gebroke wêreld. En mag hierdie gemeente ook onsterflik wees en werklik groei en instrumenteel in die hand wees en 'n lig vir hierdie wêreld en hierdie dorp in die naam van Jesus Christus. Amen.